ook wêreld. Ek wil julle deel as 'n man wat eendag ure lank gesit het en hou hy die arende dop. Het jy al gekyk na arende? Jy gesien hoe vlieg daai goed. En hierdie man het eendag, terwyl hy so na die arende kyk en doppe, toe tel hy op, dan kom 'n verskriklike storm rond. En hierdie storm is rof. Dit lyk vir ons na 'n wolkbreek. En die wind begin te waai. En dit is, die man begin na hom te nik, hy is bekommerd, hier soos 'n verskriklike storm, en hy hou die arende dop, en skielik sien hy iets gebeur met die arend. Die arend wat hier laag gevlieg het, klap sy vlerke. Maak dit, begin hy. Klap sy vlerke. Oor, die storm kom weg, die storm kom weg, die storm kom weg. Arend lig. Maar die beste van alles is, die arend vlieg nie soos 'n mossie, wat vlerkies nie. Nee, arend het keer geklap. Hy lig sy kop, hy gaan. Die storm kom. Dit is 'n verskriklike storm. Hoe sterker die storm word, hoe meer paniekerig raak die ander voëls. En hulle skarrel, en hulle soek blyplek, hulle gaan na hulle neste toe. Hulle kry, jy moet sien, hoe kan die duwe onder die huise se dakke invlug, as daar 'n storm kom. Hulle almal, hulle skater rond. Maar arend gaan, storm kom, arend gaan, storm kom, arend gaan. Totdat hy is, die storm is onder. En hy kyk neer na die storm onder. En die storm bring vir hierdie mense, hierdie diere, hierdie voëls wat hier onder is, bring hy hierdie stormagtige atmosfeer. Maar arend is bo. En die vers kom my op. Kom ons heers, ek som dit nou op my woorde. Kom ons heers oor ons omstandighede. Het jy die gedagte wêreld van 'n arend? Sweef jy bo jou omstandighede? Heers jy bo jou omstandighede? Hierdie arend weet, hy verstaan, hy weet hoe werk dit. En hy besef ook, en die man wat kyk, besef ook, ek hoef nie beheer te word deur die storms wat op my lewe kom. Maar daar is 'n vereiste om 'n arend te wees, is wedergeboorte. Heilige Gees, wanneer ek my hart vir die Here gee, om my Heilige Gees te bly binne in my. En ek voer 'n gesprek met die Heilige Gees in die storms kom. Finansiële storms kom. My God sal in elke behoefte van my voorsien, is die gedagte wat opkom. Staan in die woord. Hierdie woord is die besnydende swaard, is gees. Daarom geliefde, baie mense leef so bewus van die storm van hierdie wêreld. Hulle is so vasgevang met hulle probleme. Hulle het vrees. En vrees is 'n verskriklike ding. Hulle het vrees. Hulle het teleurstelling. As ek dit kan herhaal. Baie teleurstelling. En dit veroorsaak dat my visie sak. En dan ook baie mense is uitverkoop aan ander mense se opinies. As jy dan net vir my 'n mooi woord kan sê, dan maak jy my dag. Jy kan dit nie doen nie. Wie is jy, kind van God?
heers jy ook soos daai arend so oor jou storm. En baie keer as 'n mens so vasgevang word met hierdie situasie onder in hierdie storm, dan vergeet jy, daar's 'n oop hemel daarbo. Daar's hoop. Jy moet net leer om jou vlerke oop te maak. Dit is so ontsettend belangrik. En dis moeilik as jy net bewus is net van die wêreld se stelsel om jou. Slaap jy maandeinde, is payday. Gaan ek met my geld deurkom? Daar. Die Here is my voorsiener. Ons moet versigtig wees dat ons die werk 'n afgod maak. Want die werk is my voorsiener. God gee jou die krag volgens Genesis om geld in te kan bring. Hy gee jou die krag. En daarom, geliefde, leer. You must learn to make use of the word of God. And as soon as you read it and you overthink it, I'm running ahead, my preaching. As soon as you start to think the word becomes alive. And therefore it is so important, ons weerspieël altyd die aarde van hierdie wêreld waarvan ons die meeste bewus is, ons weerspieël dit. Hallo, hoe gaan het weer? Ag, los my, man, ek wil niks met jou te doen nie, asseblief. Ons stel dit op. Gister weer, ons is by die mark gewees. En as jy met mense begin praat, dan tel jy op, waar is sy gemoedstoestand? Is dit hier op aarde of is dit oor die storm? Daarom, moenie toelaat dat die wêreldse stelsel jou oorheers nie. Jy is 'n gesalfde van die lewende God. Tree op soos 'n gesalfde van die lewende God, as ek jou raad kan gee. Daarom 2 Korintiërs 3 vers 18. En ek het dit in die 53 vertaling het ek dit uitgehaal. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat deur die Gees is. Wat sê ek vir jou? Kom in die teenwoordigheid van die lewende God. Moenie vasgevang word met 'n storm onder jou. Dit is so ontsettend belangrik. En wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, dan begin hier 'n refleksie deurkom van dit wat ek gelees het, die openbaring wat die Heilige Gees vir my gegee oor die woord van Jesus. Dan kom dit dan. Ek kry opgewondenheid, ek kry hoop. Want daar is hoop. Die God wat ek dien is 'n God van hoop. Is 'n God van lewe. Vra weer, waarop fokus jy? Dit wat jy aanskou, dit word jou transformasie. Die wêreld kan vir jou doodmaak. Die wêreld kan, it can push you down. Depressiwiteit kan inkom. En dis rof mense. Dis rof. En elkeen van ons sit met ons gedagte wêreld. En ek wil jou aanmoedig, maak ook jou vlerke. Begin te sweef. Take your rightful position in the Lord as child of God. Wanneer ons die Here aanskou, ons sien die Here, dan begin ons denke te verander. Die woorde wat ons spreek begin te verander. Ek wil nie meer so praat nie, ek wil nie meer so leef nie. Hier is my uitweg, Jesus Christus. Hy is my uitweg. En wanneer dit gebeur, dan begin die atmosfeer rondom jou ook te verander. Wanneer jy hoop op die Here. En wat gebeur dan?
Wanneer ons atmosfeer verander, begin ons karakter verander. Gister weer. Gister het ons bossies daar verkoop by die mark, by die mark. En as jy met die mense praat, as daar 'n persoon so aankom, sien jy dis 'n blydskap in hom. En ek en Jackie praat gisteraan daarvan. As een spesifieke persoon, is 'n jong man, stopgou, te my. Loop met 'n kortbroek, 'n currycoat, ek dink dis 'n boer sien. Ja. Kyk hom, ek groet hom. Hallo oom, hoe gaan dit? Maar soos wat hy al so aankom, sien jy die geestelike oorwinning op sy mond. Want hy is gedurig in konneksie met die lewende God. Jy kan dit opsom. En daarom is dit so ontsettend belangrik. Waarom dink jy? En ek wil gou vir jou met 3 mense net bespreek, wat die hemel oop gegaan het, omdat hulle oë op die Here gehou het. Eerste een was Jakob. Hy het ontdek dat die hemel oop is. En weet jy, die beste vals, ek wil dit vir jou lees, Genesis 12, Genesis 28 vers 12, en dan vers 15 tot 17 wat sê, wat 'n droom het hy nie gehad nie. Daar was 'n baie lang leer, van die grond tot bo by die hemel. Die engele van God het op en af met hierdie leer geklim. Onthou een ding, Jakob, sê die Here vir hom. Ek is by jou. Ek gaan saam met jou, waar jy ook al gaan. Eendag sal ek jou weer na hierdie plek bring, hierdie land terugbring. Ek sal jou nie los nie. Jakob het wakker geskrik, want hy moes in slaap geraak met sy kop op 'n steen. Onthou die steen, die slaap op die steen, op die Revelation weer. Jakob wat sê, toe hy wakker skrik en hy is verbaas wat gebeur het, en hy kyk om hom om te sê, die Here is op hierdie plek. Hy bly hier. Hoekom? En die hemel geopen gesien, hy het die leer gesien, en die engele gesien op en af beweeg. Hy sê toe, dit is 'n verskriklike plek hierdie. Dit is niks anders as die Here se blyplek. Ek dink Jakob het verskriklik uitgeskrik, hy het gebewe. Hy het in die slaap geraak met sy kop op 'n steen. Wat is 'n steen? Dis 'n harde ding. Hy het sy rus gevind op 'n steen. En tog God kom en hy openbaar hom. Dis 'n leer. Hier is 'n leer. En nou wil ek vanmôre vir jou ook vra. En Joel sê dit nogal, ek stort my gees uit op alle jong mense, op die seniors, party sien visies, party sien openbarings. Ervaar jy dit? Ervaar jy dit al? Daarom is jong mense vir ons so ontsettend belangrik vandag. Want die Heilige Gees beweeg, en hy kyk na die jong mense. Daarom jong mense, ek wil julle aanmoedig, voer 'n gesprek met die Heilige Gees. Jakob slaap in die woestyn met hierdie klip, sy kussing, ek herhaal dit, maar in die nag dan sien hy hierdie ding gebeur. Wow, dis openbaring. Geliefde, het jy al jou boek gevat, jou Bybel gevat in die nag, en dan lees jy hom, as jy stilte tyd het, jy sit jy lees, en ewe skielik is hierdie vers hier, en hy maak so, Paulus sê, bid vir my, dat daar 'n openbaring vir my kan kom in die woord uit. Ons kan nie net die Bybel soos 'n resitasie hier sit en lees. Niks, dit gaan jou nie help nie. Baie mense ken hom met hulle kop uit, maar daar's nie lewe in dit. Baie mense is gered, hulle is gered omdat hulle hart vir die Here gegee, hulle gaan kerk toe elke Sondag. Maar onbewustelik is hulle van die teenwoordigheid van die lewende God. En weer eens kom dit daarop neer, jou persoonlike verhouding met hierdie lewende God wat ons dien.
gaan dit? Voer jy 'n gesprek? Ek het dit al hoeveel keer gesê, ek sal dit nog altyd sê, want my passie is, jy moet die Heilige Gees ken, dat hy verder vir jou die woord kan openbaar. Ek kan elke Sondag vir jou preek hierso, maar jy moet die wilsbesluit kan neem om te sê, ek wil 'n dieper intimiteit met hierdie Here van my hê. Dieper intimiteit met Heilige Gees. En sodra jy jou geestelike oë begin oopgaan, want ek wil, sodra my geestelike oë oopgaan, dan begin my perspektief verander. Ek draai my rug op wêreldse goed. Ek wil nie meer bekommerd wees oor my stikkende kar nie. Ek wil nie meer bekommerd wees oor finansies nie. Ek wil nie meer bekommerd wees oor die familie nie. Ek wil nie meer bekommerd wees oor die kinders nie. Ek wil nie meer bekommerd wees oor die kleinkinders nie. Amen. Ek wil nie. I don't want to do it. I'd rather build a relationship with the living God, and then He will pull me up like an eagle to be in control over my storm. Geliefde, dit is so belangrik. Ek het met jou gedeel van Stefanus, Jakob, met die leer. Kyk nou weer vir Stefanus. Stefanus het meer van die hemel as van die klip bewus geword. Kan jy onthou van Stefanus in die boek Hebreërs, Handelinge. Ek lees vir Handelinge 7 vers 54 tot 56. En hoor mooi wat gebeur het. Toe die Joodse raad hoor wat Stefanus alles vir hulle gesê het hulle ontplof van woede. Wie is die Joodse raad? Dis die kerk. Want hulle het besluit, dis hoe die kerk moet werk, dis hoe hy moet opereer. Stefanus deel met hulle iets wat hy 'n openbaring gekry het, en hierdie mense word woedend, want Stefanus is 'n doodgewone ouetjie. Hy is nie 'n professor nie, hy is nie 'n pastoor nie. Hy is nie 'n geleerde nie, hy is nie 'n dokter nie, hy is 'n onderwyser nie. Hy is niks. En hier kom hy. En die Bybel sê, maar hy was vol van die krag van die Heilige Gees. Build your relationship with Holy Spirit. Hy het nie eens agtergekom hoe kwaad hulle is nie. Ja, Stefanus het nie agtergekom hoe kwaad hulle is. Hy het sy oë op een punt. Stefanus het God daar in al sy heerlikheid gesien en ook Jesus wat langs hom staan. Het jy al gesien 'n geopende hemel bo jou? Geliefde? En toe sê hy hardop hierdie Stefanus, kyk daar, ek kan tot binne in die hemel kyk. Ek sien vir Jesus, die seun van die mens. Hy staan op die belangrikste plek in die hemel, reg langs God. Mense in die Ou Testamentiese tyd was Heilige Gees nie uitgestort nie. Vandag het ons die Heilige Gees. In die Ou Testamentiese tyd moes hulle altyd na die priesters toe hardloop as hulle nood het. En dan sê die priester ook, wat het jy om te offer, bloed? Kom jy is bloed? Het jy nou 'n kalfie, het jy 'n billetjie, of het jy nou 'n skaapie of 'n lammetjie? Wat het jy? Hy moes eers iets gee, voordat hy iets kon kry. Vandag het Jesus aarde toe gekom en ons vier dit, en hy het weer opgevaar, en hy het gesê, ek bring vir julle die geskenk, die Heilige Gees. En nou vra ek vir jou, jy het daai geskenk gekry, maar het jy die geskenk oopgemaak? En Lister wil Stefanus gestenig word, en gooi met klippe. Weer, kan jy onthou? Jakob slaap op die klip. Stefanus word met 'n klip gegooi. En hy sien hier die hemel, dat hy oopgaan. En hoe die seun van die mens langs die lewende God staan. Wat 'n geheim, wat daar geopenbaar word. Ek vra weer, waarop fokus jy? Want dit waarop jy fokus, bepaal jou môre.
mense wat net wêreld so goed raak sien, en nou kan jy jouself daarin toets, is bitter, word moedeloos, en hulle word emosioneel uitgeskakel en uitgeput. Hulle verloor hulle krag, hulle verloor hulle moed. Ek vat jou terug na die arend toe. Waar is die arend? Bo die storm. En wanneer jy jou plek inneem bo die storm, dan jy die vermoë om te kan begin sien. Soos 'n Jakob met 'n leer. Soos 'n Stefanus. En daar's 'n klip waarop Jakob slaan. Stefanus word met klippe gegooi. Stikkende harde goed, klippe, wat verniel. Dan vat ek jou na 'n derde persoon toe. Onthou klippe. Eksodus 34 vers 29 tot 30 wat sê, toe Moses van die berg Sinaï afkom met die plat klippe in sy hand, die bewys van die ooreenkoms wat tussen Moses en God gemaak is, en die wet is op die klippe geskryf. Het Moses nie geweet dat die vel op sy gesig geblink het nadat hy met God gepraat het nie. Wanneer jy in die teenwoordigheid van die lewende God kom, vind jy 'n verandering binnekant plaas en die mense sien dit op jou gesig. Net soos Moses sy gesig het die heerlikheid van die Here weerkaats. Toe Aaron en al die Israeliete Moses sien en hulle sien hoe sy gesig blink, het hulle bang geword om naby hom te kom. En dit is ongelukkig so. Die kind van God wat in die teenwoordigheid van die lewende God gedurig kom, en hy het hierdie weerkaatsing in hom, en die wêreldse ouetjie sien hom, dan voel hy, ek skiet met die jou. Ek kan hom nie reg hanteer nie. Die skiets. Maar intussen tyd dra hy die teenwoordigheid van die lewende God. Nou vra ek jou, hoeveel mense het al so gemaak met jou? Het iets wat hulle nie het nie. Hoor mooi wat ek jou sê. Daarom as jy die hele tyd net negativiteit inneem, as jy net drama hoor, as jy net toelaat dat vrees in jou lewe kom, dan gaan dit begin in jou uitstraal. Dit gaan wys. En mense, dit is ongelukkig so. Mense wat altyd in so 'n posisie optree, verouder. Jy sien dit in sy gesig, of haar gesig. En vandag, koop 'n krem hier, koop 'n krem daar, koop 'n krem. Maar begin eers binnekant, voordat jy die krem ontsmeer. Want as jy in aanbidding bly leef, as jy in God se woord bly, en die Heilige Gees soek, en baie kerke gee nie erkenning aan die Heilige Gees nie. En dis die derde persoon. Wanneer jy die Heilige Gees soek, dan begin die atmosfeer om jou, in jou huis te verander. Because it's the Holy Spirit. The Spirit of the living God. Wonderful, glorious, holy. You are so holy. En dan ook natuurlik die woorde wat by jou mond uitkom. Wat se woorde kom by jou mond uit? Is dit woorde wat net verniel en slag? Dis die Heilige Gees. Wanneer Heilige Gees binne in jou is en jy deel en jy praat, en ek het dit gister ook weer ervaar, en jy sien dit. Dit was nou nie by ons groepie mense nie, maar dit was by 'n ander groep mense wat ek net so geloop het. En hierdie persoon ken die Bybel uit sy kop uit. En hy kan praat, en sy kan praat, sy kan verskriklik praat. Sy ken die Bybel. Maar die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die verhouding word. En dit is so, dat dit kan dalk nog babietjies wees. En ek het dit nou gelees op.
dat jy moet gedurig in die lewende God se teenwoordigheid inkom, in Heilige Gees se teenwoordigheid inkom, om te kan groei. Jy kan nie net met die woord wat jy verlede week gekry het, nog steeds loop nie. Vandag is 'n nuwe dag. Gister is verby. Kolossense 3 vers 2 wat sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Bedink, think about it. Dit is so belangrik. And I want to read to you through Luke 6 verse 45, the Passion Translation. People are known in the same way, but of the virtue stored in their hearts. Good and right people will produce good fruit. Jy sal goeie vrug lewer. Likewise, out of the evil hidden in their hearts, evil ones will produce what is evil. For the overflow, what has been restored in your heart will be seen by your fruit and will be heard in your words. Passion Translation. Jou woorde. Jou woorde. En daarom ook as man en vrou, vriend en vriendin wat saam beweeg. En daarom is mense, dit is so belangrik. As jy vandag gaan trou ook, maak seker, as my lewensmaat, my potensiële lewensmaat, praat hy die Here, demonstreer hy die Here. Dit is ontsettend belangrik. Ek het al soveel seer gesien. Vrouens wat sê, my saak met die Here is reg, maar hierdie aanstaande man van my gaan sukkel. Ek weet nog nie, maar ek sal hom oortuig, moenie worry nie. 10 jaar, 15 jaar. Niks. Daarom, wanneer jy 'n keuse maak, Here, wat doen jy? Heilige Gees, bevestig vir my asseblief, is ek reg met hierdie keuse wat ek moet maak? Daarom, geliefde, wat jou innerlike wêreld hierso vul, wat jy hiervan vol maak, dit kom in jou mond uit. Want hy is op 'n ander vlak. Liefde. Atmosfere verander rondom jou. Wanneer jy jou posisie inneem. Petrus se skaduwee, kan jy onthou in die Nuwe Testament, Petrus se skaduwee, as hy skaduwee van hom op daai siek persoon val, word hy gesond. Want hy skep die atmosfeer. Weer, daai jongman wat ek gister gesien, toe hy uitkom uit sy voertuig en hy kom aangestap, toe weet ek iets. Dis iets wat om hom is. Dis soos 'n baadjie wat hy aangetrek het in die geestesriem. Sonder dat hy enkele woord gesê het. Sien jy hom? Kom maar. Daarom ek herhaal, Petrus se skaduwee het siek mense gesond geraak. Hoekom het siek mense gesond geraak as gevolg van sy skaduwee? Hy kom in die teenwoordigheid van die lewende God. Daarom, geliefde, leef met 'n verwagting. Hê 'n oop hemelbewustheid wat jy woord lees. Moenie die Bybel oorhaastig aflees nie. Nee. Vat jou tyd, vat jou stilte tyd. Here, help my dat ek kan verstaan wat lees ek hier. Dan vra ons die vraag, hoe kan ek bewustelik leef van 'n oop hemel? Hoe kan ek leef dat ek ook die ervaring kan hê? Wanneer jy jou oë oop maak in die oggend, goeiemôre Koning Jesus, goeiemôre Hemelse Vader, goeiemôre Heilige Gees, U so wel. Vat my, lei my in hierdie dag. Kom Heilige Gees, bewaak my gedagtes, wees in beheer van my gedagtes, en begin leef met 'n verwagting. Jy sê petrol in die kar nie, dankie Here, U gaan voorsien. U sal voorsien, of U stuur iemand wat die kar gaan vol petrol maak. Ek het 'n verwagting.
Verwag dat God gaan met jou praat vandag. Verwag dat God gaan jou begin beweeg vandag. God gaan voorsien in jou. God gaan jou genees. Hê die verwagting. En hou jou oë op Jesus, nie op mense nie. Dis in die Nuwe Testament wat staan. Ek gaan jou nie nou daarvan kan sê nie, maar ek weet hy staan daar. Jy wat vertrou op mense, 'n vloek kom oor jou. Jy speel met vuur. Want ons almal sit hier so met een of ander swakheid. En ons vloek. Ons kan vloek. Hoor wat ek jou sê. Daarom hou jou oë op Jesus. Moenie jou oë op die storm hou hier onder nie. Heers oor jou omstandighede. Maar ook jou geestelike vlerke begin te sweef. Want onthou een ding, die wêreld wil voortdurend, wil die wêreld jou vat. Die wêreld wil jou met negatiewe nuus saai. Hy wil vrees in jou inbring. Hy wil chaos in jou lewe veroorsaak. En wanneer daar chaos in jou lewe veroorsaak, dan wil jy keuses maak en jy wil dit vinnig maak. En dis verkeerde keuses. Daarom wanneer jy 'n keuse wil maak, Here, is ek reg? Doodse stilte. Here, bevestig asseblief vir my. Here, help my asseblief. Stil. Dag 1, stil. Dag 2, stil. Dag 3. Kan jou vrou instap en sê, weet jy maar wat van so en so en so, ek dink jy moet al kyk. Dankie Here vir my bevestig. Of 'n goeie vriend bel jou en sê, weet jy, die Here lê nie op my hart. Ek moet met jou deel. Onthou, die Heilige Gees roep jou altyd hoor. Soos met hierdie aard. Wanneer jy hoor gaan, dan kry jy meer openbaring, want ek heers oor my omstandighede. Ek herhaal dit, mense, dis ernstig. Onthou, die hemel is nie stil nie. Die hemel is nie toegesluit nie. Die hemel is oop. Die bal is in jou hande. Wat maak jy daarmee? Moenie die wêreld weerspieël nie. Ek herhaal dit. Kom in die regte plek. Lord, let your overflow fall inside of me. And let the living water flow out of me. Lewende water. En die mense om jou, drink jou lewende water. My lamp is af. Ek gaan aan. Want jy weer speel, sê ons, waar is jy? Sak 'n bietjie jou kop, maak jy jou oë. Miskien, net dan, het jy teruggeval. Jy gesê, dis nie die moeite werd om meer te lewe. Alles vloek. Ek wil regmaak, Here. Ek is so teleurgestel. Ek is so moe. En ek weet nie eenvoudig nie meer. Waar is U nie? Ek weet eenvoudig net nie meer. Is U nog in my lewe? Here my God, ek het U nodig. En as die woorde wat ek met jou deel, by jou byval vind, en dis jy, steek op jou hand dat ek vir jou bid. Dankie, Here. Gees van ons. Dankie. Kom volgende Here, soos wat elke persoon hier sit. En ek
ek dra hom of haar nie op. U is 'n God van 'n nuwe begin. En ek bid vir daai persoon, daai man en daai vrou, wat hier sit môre en haar hand op sy hand opsteek. Raak hulle aan in die naam van Jesus. Here, gee weer nuwe hoop. Gee weer nuwe krag. Here, ek bid, gee bevestiging vir elke persoon dat U is teenwoordig. Here, want U het 'n afspraak met elke persoon wat hier is. Sien ons het teenwoordig, Here. Dankie, Hemelse Vader. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Dankie vir U. Dankie Vader dat U sê stort die liefde in ons harte uit binne in elke persoon wat hier sit. Via die Heilige Gees, deur Heilige Gees, mooi Heilige Gees. Dankie Here. Dankie vir vernuwing by ons. Ek sien